1 Samuel, hoofstuk 15. En Samuel sê vir Saul, ek is deur die Here gestuur om jou te salf as koning oor Israel, sy volk. Jy moet nou mooi luister na die woord van die Here. En dit is die boodskap van die Here wat oor alle magte heers. Dit wat Amalek gedoen het toe Israel uit Egipte getrek het, deur teen hulle op te kom, is deur my raak gesien. Jy moet Amalek nou heeltemal van die aarde uitwis. Tref hom geheel en al met die banvloek, sonder uitsondering. Niks en niemand mag verskoon word nie. Die manne en vroue, die kinders en suigelinge, die beeste en kleinvee, die kamele en donkies, ja, alles moet uitgeroei word. Toe laat Saul die manskappe bymekaar kom by Telaim. Daar was 200 afdelingssoldate en uit Juda 10 afdelings. Saul het 'n hinderlaag teen die stad van Amalek opgestel in die vallei. Vir die Keniete het Saul gesê, toe Israel destyds uit Egipte getrek het, het julle guns aan ons bewys. Daarom, maak dat julle wegkom van die Amalekiete. Net nou sterf julle saam met hulle. Toe het die Keniete vinnig weggetrek. Van Gavila tot by Sir, net oos van Egipte, is die Amalekiete deur Saul verslaan. Hy het die hele volk van Amalek met die swaard omgebring en met die banvloek getref. Maar die koning van Amalek, Agag, het hy lewendig gevange geneem. Behalwe die lewe van Agag, het Saul en die manne ook die beste en tweede beste uit die kleinvee, beeste, lammers en kalwers gespaar en nie met die banvloek getref nie. Maar dit wat swak en veragtelik was, is met die banvloek getref. En die Here se woord het tot Samuel gekom. Vandag is ek baie jammer dat ek ooit Saul as koning aangestel het. Hy was ongehoorsaam aan my bevele en het die rug vir my gedraai. Dit het Samuel baie omgekrap en die hele nag het hy tot die Here geroep. Vroeg die volgende oggend het Samuel gereed gemaak en na Saul gegaan. Daar is toe aan Samuel vertel, kyk, toe Saul daar in Karmel aankom, het hy vir hom 'n gedenkteken opgerig. Vandaar is hy na Gilgal toe. Samuel het by Saul gekom. Toe sê Saul vir hom, geseënd is u deur die Here. Kyk, ek het al die bevele van die Here uitgevoer. En Samuel sê, en wat se gebler van bokke en gebulk van beeste hoor ek dan? Waarop Saul antwoord, dit het die manne by die Amalekiete afgeneem. Om vir die Here u God 'n offer te bring, is die beste uit die kleinvee en beeste gespaar, maar al die ander is met die banvloek getref. En Samuel sê vir Saul, bly stil, ek wil jou vertel wat die Here laasnag aan my bekend gemaak het. Saul antwoord, ek kan maar vertel. Toe sê Samuel, hoewel jy nie veel van jouself gedink het nie, het jy tog die hoof van al die stamme van Israel geword. Was dit nie die Here wat jou gesalf het as koning oor Israel nie? En die Here het jou 'n bevel gegee. Jy moet daardie sondaars van Amalek met die banvloek tref en hulle almal uitroei. Hoekom was jy nie gehoorsaam aan die stem van die Here nie? Jy het gedoen wat in die Here se oë verkeerd is en jy vergryp aan die buit. Toe antwoord Saul vir Samuel, nee, ek was gehoorsaam aan die stem van die Here en ek het gedoen wat die Here beveel het om te doen. Vir Agag, die koning van Amalek, het ek hiernatoe gebring, maar die res van die Amalekiete is met die banvloek getref. As 'n offer aan die Here u God, het die manne die beste van die bangoed uit die beeste en die kleinvee teruggebring. Toe sê Samuel, wat verskaf aan die Here meer vreugde? Brandoffers en slagoffers, of om gehoorsaam te wees aan sy stem? Kyk, gehoorsaamheid is veel beter as enige slagoffer, en om te luister is meer werd as die vet van 'n ram. Om opstandig te wees is net so sleg as waarsêery, en om hardkoppig te wees grens aan afgodery. Jy het die woord van die Here verwerp, daarom verwerp hy jou as koning. En Saul sê, werklik, ek het gesondig. Ek het nie na die bevele van die Here of na u geluister nie. Ek was bang vir die manne en het eerder na hulle geluister. Asseblief, vergewe my hierdie sonde en kom saam met my sodat ek die Here kan aanbid. Samuel het egter vir Saul gesê, nee, ek sal nie saam met jou kom nie. Jy het die Here se woord verwerp, daarom het hy jou as koning van Israel verwerp. Samuel het omgedraai om te loop, maar Saul het hom aan die mantel gegryp. Toe skeur daar 'n stuk van die mantel af. Daarop sê Samuel vir hom,
Die koningskap oor Israel is vandag deur die Here van jou afgeskeer en aan 'n ander mens gegee wat veel beter as jy is. Buitendien lieg die roem van Israel nooit en hy is ook nie jammer daaroor nie. Hy is nie 'n mens nie en sal nie van plan verander nie. Toe sê Saul, ek het werklik gesondig. Sal U my asseblief voor die leiers van die volk en voor Israel eer en saam met my kom om die Here U God te aanbid. Toe gaan Samuel saam met Saul en Saul het gebuig en die Here aanbid. Daarna sê Samuel, Agag, koning van Amalek, moet hier na my toe gebring word. Agag was baie vrolik toe hy na Samuel toe stap en het gesê, regtig, die bitter smaak van die dood is weg. Samuel het egter gesê, jou swaard het baie maas van hulle kinders beroof, daarom sal jou ma ook van haar kinders beroof word. En daar, in Gilgal, in die teenwoordigheid van die Here, is Agag deur Samuel in stukke gekap. Samuel is terug na Rama, en Saul na sy huis in Gibea. En tot die dag van sy dood het Samuel nooit weer vir Saul gesien nie. Samuel het wel baie getreur oor Saul, en die Here was jammer dat hy ooit Saul oor Israel koning gemaak het.